Goeiedag geliefdes. Dit was nou 'n besondere naweek hierdie afgelope naweek in ons gemeente. Dit was ons dankofferfees, ons jaarlikse dankofferfees. So ons het absoluut gefokus op dank. En ek wil dan so 'n weekie saam met almal wat inskakel, bietjie stil staan by dank. Yuri Els sing 'n liedjie waarin hy sê, hoe sê mens dankie? En dis 'n baie goeie vraag, hoe sê mens dankie? Veral as jy in ag neem dat in die skrif self, die woord dankie sê, kom nie in die woord voor. Maar tog is daar baie aanwysings in die woord, in die woord, oor dank. So kom ons begin op hierdie maandag, met wat ons ook hierdie naweek in die gemeente gedeel het. Uit Habakuk 3 van vers 17 af. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dis maar moeilik om die wêreld te ervaar in sy harde werklikheid. En veral hierdie jaar is 'n mens voor so baie uitdagings, harde uitdagings. Ons dink aan die back and claw seer en ons dink aan die prys van brandstof en ons dink aan allerlei weerpatrone wat nie werk nie of wat oorwerk en dit is oorstromings aan die een kant en droogtes aan die ander kant. Dis hartverskeurend om te sien aan die een kant hoe mense hulle huise verloor in 'n oorstroming, hartverskeurend aan die ander kant om te sien hoe boere by hulle kuddes staan en huil, omdat daar nie kos en water is nie. En in hierdie harde werklikheid het ons swartgallig begin raak. En wanneer ons ons monde oopmaak, dan praat ons oor hulpverlening en uitkoms, en ons kla en ons vra en ons beskuldig. En ons doen al sulke dinge. En Habakuk kom en hy praat van sulke omstandighede wanneer die vyeboom nie bot nie en daar nie druiwe is nie en daar die oes van die oesluiwe misluk en die kleinvee is nie in die kampe nie. Maar dan sê hy, nogtans sal ek in die Here jubel. En dit is die hoogste vorm van dank. Nogtans. Om te midde van die verskriklikste omstandighede te kan sê, nogtans. Nie nogtans sal ek aangaan, nogtans het ek genoeg krag, nogtans sal ek 'n plan maak, want 'n boer maak mos 'n plan nie. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder, want hy gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok wat op hoë plekke veilig loop. So jubel is om te kies, om dankbaar te wees. En dit gaan nie oor jou eie vermoë nie. Dit gaan nie oor jou eie vermoë om jou omstandighede te hanteer nie. Maar dit gaan oor die vermoë van God. Want sodra 'n mens in die hardste, moeilikste omstandighede kan sê, nogtans sal ek in die Here jubel. Onthou jy dat God vir jou potensiaal gegee het en dat hy daardie potensiaal in jou mee sal werk tot sy eer, want hy gee vir jou krag en hy maak jou voete dat jy in moeilike omstandighede dit kan maak. Nogtans is dankie sê. En ek bid vir jou, wat ook al in jou wêreld besig is om te gebeur, wat ook al jou harde werklikheid is, wat jou so kan verblind, baie keer selfs vir God en die werk van God, dat daar in jou hart en op jou lippe 'n nogtans kan wees, 'n nogtans dat jy in die Here kan jubel, want hy is goed en getrou. Hy hou sy beloftes en hy sal sorg dat jy jou potensiaal bereik. Mag jy nogtans dankie sê. Shalom.